Vandag se lesie is ons nog steeds besig om fliks te vorder met die oplos van vergelykings. Ons het nou al heel wat gesien hoe om lineêre vergelykings op te los, lineêre vergelykings met hakies. Ons het geleer om kwadratiese vergelykings op te los. Ons het geleer hoe om gelyktydige vergelykings op te los en ons het al woordprobleme gedoen. Nou vandag se les gaan ons kyk na lineêre vergelykings met letterkoëffisiënte. Nou dit beteken ons het nie getalletjies vir koëffisiënte nie, maar ons het letterkoëffisiënte. En ons gaan nou kyk hoe om hierdie lineêre vergelykings op te los. Nou dieselfde reëls gaan gebruik word as voorheen. Ons vraag sal byvoorbeeld wees los op vir x. Maar nou lyk ons vergelyking ietsie soos ax plus bx is gelyk aan c. Nou dieselfde reëls geld nog. Die belangrikste verskil is dat ons nou nie die ongelyksoortige terme kan bymekaar tel nie. Want julle kan nou duidelik sien, hier het ek 'n a plus 'n bx, so ek weet nie hoe om hulle bymekaar te tel nie. Die belangrike ding wat ons dan moet doen, is om te faktoriseer. Ons faktoriseer sodat ons die koëffisiënt van x kan bepaal. Onthou nou die vraag is los op vir x. Met ander woorde, ons moet vir x alleen kry. Om x alleen te kry, gaan ons werk soos wat ons nou van 'n kant af gaan begin faktoriseer. So ek wil my x alleen kry. Jy kan nou sien, x is 'n gemeene faktor. So ek kan my x as 'n gemeene faktor uithaal. So as ek die x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar in die hakie a plus b oor. Met ander woorde, hierdie a plus b is nou 'n koëffisiënt van x. As ek x alleen wil hê, gaan ek aan die linkerkant deel met my a plus b. Wat ek regs doen, moet ek links doen. En ek kan daarom sê, my antwoord is x is gelyk aan c op a plus b. Ons proses werk presies dieselfde. Ons gaan met ander woorde faktoriseer, jy gaan maal en deel, en jy gaan optel en aftrek, tot jy die onbekende alleen aan die linkerkant het. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde. Die vraag hierso is nog steeds los op vir x. Onthou, ons kan nou enige onbekende in terme van ander letterkoëffisiënte uitdruk, en ons sal nou so 'n paar voorbeelde doen. As ons kyk na die eerste een, het ons x plus b is gelyk aan c minus d. Ons moet vir x oplos. Dit wil sê, ons wil vir x alleen kry aan die linkerkant. Soos ons gesê het, gaan ons optel, aftrek, maal, deel, faktoriseer, tot ons alleen kry. In hierdie geval kan ons nou sien, ons gaan die b oorvat na die linkerkant toe. So ons gaan hê x is gelyk aan c minus d, my plus b gaan oor en hy word minus b. En dit is my finale antwoord, want onthou, ons het nou nie getalle, dat ons nog verder kan vereenvoudig nie. As ons byvoorbeeld kyk na ax is gelyk aan b plus cx. Onthou, ek wil vir x oplos. So ek moet alles wat x in het, moet ek aan die een kant kry. So, ek gaan daai enetjie oorbring, dan het ek ax minus cx is gelyk aan b. Wat gaan ek nou doen? Ek gaan nou faktoriseer.
So die eerste plek het ons alles met x'e links. In die tweede plek gaan ek faktoriseer, sodat ek vir x as 'n gemeene faktor kan uithaal. So, ek gaan x gemeenskaplik uithaal, dan het ek a minus c in my hakie oor. Nou, wat gaan ek nou doen? Dis reg, ek gaan deel met die koëffisiënt van x. Goed, so as ek deel met die koëffisiënt van x, dan beteken dit, ek moet aan die linkerkant deel deur a minus c, wat ek links doen, moet ek regs doen. Dit gee met ander woorde vir my, hierdie kant kanselleer my a minus c uit, so ek het 'n antwoord van b op a minus c. So x is nou in terme van a, b en c uitgedruk. As ek byvoorbeeld het ax op b is gelyk aan a minus b. Ek gaan regdeur maal met my KGV. My KGV het ons gesien is b. So, met ander woorde, ek gaan maal met b, maal met b, maal met b, en dan kry ek met ander woorde, ax is gelyk aan ab minus b kwadraat. Onthou, ek wil my xie alleen hê. Met ander woorde, nou gaan ek sien ek het alles wat nie x'e het nie regs. Ek het my ax links, so ek gaan deel deur a, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan ab minus b kwadraat op a. En dit is my finale antwoord. Vraag is nog steeds los op vir x. Nou het ek 1 op x minus 1 op a is gelyk aan 1 op b. Goed, nou wat sê julle gaan ons hier doen? Dis reg, ons gaan die eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan maal met ons KGV. En wat is ons KGV? Ons KGV is ABX. Is julle reg? Goed, met ander woorde, ons gaan maal met ABX, maal met ABX, maal met ABX. As ek nou sien, dan gaan ek sien my x'e kanselleer uit, so ek kry by die eerste term my AB, minus by die tweede term sien ek my a's kanselleer uit, so ek kry bx is gelyk aan. By die derde term sien ek nou my b kanselleer uit en ek kry ab minus bx is gelyk aan ax. Okay? Wat is die volgende stappie? Ek moet alles wat x'e in het aan een kant kry. Ok, nou, Tannie sal sommer nou, as ek na hierdie enetjie kyk, sal ek my bx regs vat, want ax is klaar daar regs en hy is klaar positief. So ek het ax plus bx. Goed, nou is die volgende ding, ek moet x uithaal, so ek gaan faktoriseer. Alles wat ek doen, doen ek om x alleen te kry. En ek kan nou nie hierdie gelyksoortige terme by mekaar tel nie, want ek weet nie wat is a en b nie. So die ding is om te faktoriseer.
Ek haal my x gemeenskaplik uit en ek sien ek hou a plus b oor. Nou wil ek x alleen hê, met ander woorde ek gaan deel deur die koëffisiënt van x. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Goed, so ek het nou gesien ek deel deur die koëffisiënt van x. As ek nou gedeel het deur die koëffisiënt van x, dan kan ek nou sien my a plus b kanselleer uit en ek kry my antwoord ab op a plus b is x. As ek hom reg omskryf, kry ek x is ab op a plus b. En dit is my finale antwoord. Ons kyk na nog 'n voorbeeld. A kwadraat plus ax is gelyk aan b kwadraat plus bx. Goed, wat is die eerste ding wat ek gaan doen? Alles met x'e aan een kant. En alles wat nie x'e het nie na die ander kant. Goed, so jy kan hom nou maar omsit net soos wat jy goed dink. Kan jy sal nou gaan kyk en dan sien ek maar ek gaan my bx links vat. As ek my bx links gevat het, moet ek my a kwadraat regs vat. So ek gaan kry ax minus bx is gelyk aan b kwadraat minus a kwadraat. As ek nou faktoriseer, want onthou ek wil vir x alleen kry. So ek moet x uithaal as 'n gemeene faktor. Met ander woorde, ek kry a minus b maal x is gelyk aan b kwadraat minus a kwadraat. Goed. Wat ek nou hier erken, en dit is nou maar 'n ding waarvoor julle nou maar moet wakker wees. Ek het hier 'n a minus b en hier het ek 'n b kwadraat minus 'n a kwadraat. So hulle is amper dieselfde, want onthou nou, b kwadraat minus a kwadraat is verskil van vierkante. So, ons kan hom skryf as a minus b maal x is gelyk aan minus a kwadraat minus b kwadraat. Onthou my teken verander reël, né? So ek haal 'n minus gemeenskaplik uit en dan kan ek hulle twee omdraai. Nou kan ek nog verder sien a minus b, onthou ek het gesê ons moet faktoriseer. Ons het verskil van vierkante binne in daai hakkie. Hoe werk my reël nou weer? Wanneer ek hulle faktoriseer. Dis reg, een hakkie gaan 'n plus wees, een hakkie gaan 'n minus wees. A kwadraat se vierkantswortel is a, b kwadraat se vierkantswortel is b. Nou moet ons deel deur die koëffisiënt van x, want onthou, x is die een wat ons wil oplos. Nou wat is die koëffisiënt van x? Die koëffisiënt van x is dit wat in die hakkie voor hom staan. So ek gaan deel deur a minus b, wat ek links doen, moet ek regs doen. As ek nou deel deur a minus b, dan sien ek daai a minus b kanselleer uit, en onthou hierso kanselleer hulle ook mos nou uit, so ek het x is gelyk aan minus a plus b, en dit is my finale antwoord. Kom ons kyk net na nog 'n voorbeeld. Hierdie voorbeeld sê nou byvoorbeeld vir my, los op vir a. En my vergelyking lyk soos volg. S is gelyk aan n op 2 a plus l. Los op vir a, met ander woorde, ek moet vir a alleen kry. So hier staan my a'tjie.
Nou die eerste ding wat my nou pla, is ek moet nou 'n plan maak met hierdie breek, sodat ek by A kan uitkom. Goed, watter plan gaan ons maak? Tannie sal sommer maal met die omgekeerde van 'n breek. Gewoonlik as ek 'n breek het, in plaas van dat ek praat van dat ek deel, maal ek sommer met die omgekeerde, maar onthou dan, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kan nie met die een kant net werk en dan die ander kant vergeet nie. Hier gaan ek nou sien die 2's kanseleer uit en die n'e kanseleer uit. Met ander woorde, ek vorder nou al 'n entjie, so ek het 2 maal S op en aan die linkerkant is gelyk aan A plus L. Nou kan ek al sien, ek het A nou al uit die hakkie uit. Met ander woorde, ek kan A alleen kry. Onthou, ons het gesê, ons tel op en ons trek af, sodat ons hom alleen kan kry. Nou gaan ons die L links vat, dit A alleen kan wees, so ek kry 2S op N minus L is my A. As ek hom net reg omskryf, 2S op N minus L. Of dan ek gaan hom net op die manier doen, wat julle gewoon sal wees om dit te doen. Ek het S is gelyk aan N op 2 maal met A plus L. Goed, nou die algemene manier wat julle gewoonlik dink oor dit, is ek moet by A uitkom. So die eerste ding wat ons sal doen, is om te deel deur N op 2. Maar wat ons regs doen, moet ons links doen. So, ek kry dan nou S gedeel deur N op 2 is gelyk aan A plus L. Maar onthou, as ons deel deur 'n breek, wat gebeur dan? Ons moet maal met sy resiprook. Dis reg. Sy resiprook of sy omgekeerde. Met ander woorde, ek gaan hier aan die linkerkant sê 2 op N maal met S. En dit gee vir my dieselfde as 2S op N is gelyk aan A plus L. Ek wil my A alleen hê. Met ander woorde, ek vat my L oor, so ek het 2S op N minus L is gelyk aan A. Soos wat ek hom nou net skryf, 2S op N minus L. A is gelyk aan 2N op S minus L. Ons 7de voorbeeld sê byvoorbeeld skryf C in terme van F. En ons vergelyking is nou F is gelyk aan 9 op 5C plus 32. Goed, so ons moet by C uitkom, né? Ons wil C alleen hê, so hierdie ene moet alleen kom. Met ander woorde, ek gaan my 32 oorvat na my linkerkant toe. So ek kry F minus 32 is gelyk aan 9 op 5C. Goed, soos wat Tannie hom gedoen het in die eerste een, as ek maal met 'n breek, dan gaan ek sommer van die begin af maal met sy omgekeerde. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Onthou, ek moet nou al twee hierdie terme aan die linkerkant maal met 5 op 9. Ek kan nou sien, daai kanseleer uit. Met ander woorde,
ek kry my C alleen aan my regterkant, dan het ek nou 5 op 9 F minus, want onthou ek moet nou die hakkies wegvat. So ek gaan inmaal 5 op 9 maal met F minus 5 op 9 maal met 32. So ek kry C is gelyk aan 5 op 9 F minus 160 op 9. Goed, hierdie was nou 'n paar voorbeeldjies met lettervergelykings. Ek gaan nou vir jou 'n paar huiswerksomme neerskryf. Jy kan hierdie lesie inoefen deur al hierdie huiswerksommetjies mooi in te oefen. Maak seker dat jy dit mooi onder die knie het. Geniet dit.